Ok, kom ons gaan na die woord van die Here toe. Ek wil vanmôre met u iets deel wat ek dink regtig relevant is. Ons het laas keer 2 weke terug was ons bymekaar en ons is besig om te praat oor ons verhouding met leierskap. Hoekom noem ons dit? Want die Bybel sê en dis vanmôre gelees, God het sekere ouens daar gestel om my en jou tot by perfection te bring. Die eindpunt noem die Bybel perfection. En daar's ander goed wat hy dit ook noem, gelykvormigheid aan die beeld van Christus. Daar's 'n klomp goed, maar die een woord wat gebruik word is perfection. Ons het gesê ons gaan ons kompas instel. Die punt waarheen ons gaan, die eindpunt waarheen ons beweeg is perfection. As jy daai punt mis jy alles. So, dit is waarheen ek en jy moet journey. Is die punt wat die Bybel noem till we all come to the fullness, the full stature of Christ. Dis daai plek waarheen ons op pad is. En ons het gepraat oor eienaarskap vat oor hierdie saak en oor jou geestelike lewe. En ons het 3 punte genoem van eienaarskap vat. Nommer 1, you attract the glory. En ek gaan nie nou oor alles weer uitwy nie, ek het daaroor gepraat. You secure the word and vision of the leader. En you catch the spirit. Dit is belangrik, laat ons met dieselfde gees werk. Ons kan nie verdeeldheid en een ou het hierdie idee en een ou daai idee en so aan. Toe ons dan nommer 1 gekyk, attracting the glory, en ons het gesien dat baie mense wag vir die Here en vir die Gees om oor hulle te kom voor hulle iets doen, terwyl Paulus sê, dis binne in ons en jy moet dit aanwakker. So om hierdie rede herinner ek jou daaraan, sê Paulus, om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is. Ander vertaling sê, rekindle the embers, fan the flame, of fan into flame, keep burning, keep alive, keep ablaze, the gracious gift of God, the inner fire that is in you. Die BBE sê, let that grace of God which is in you have living power. Dit wat in jou is, moet jy aanwakker so that it can have living power. Hoekom is daar miljoene sogenaamde Christene, maar hulle het soveel krag? Julle verstaan wat ek bedoel? Want die fanning the flame is my en jou verantwoordelikheid. Moenie vir God wag om dit te doen nie. Moenie wag vir revival nie. So laat die winde weer oor daai goed kan waai nie. Jy moet dit, in tye wat daar nie revival is nie, moet jy dit fan. Jy sien, dis so belangrik, dis ons deel. Philip sê, stir up that inner fire that God gave you. God gave you an inner fire. So jy moet jouself warm hou deur die dinge van die Gees te beoefen. En dis nie net om te deel met die siel nie, alhoewel dit 'n groot deel is ook 'n permanente instelling of fine-tuning van jou gees, om geestelik waar te neem wat die Heilige Gees wil sê. Dis soos die opvangs van 'n radio, onthou jy dit? As jy praat van 'n radio, daar's baie verskillende uitsendings in die lug, maar as hy vang op die een waarop jy dit instel. Hierso vanmôre is baie golwe hier rondom ons. Jy kan Rusland opvang, vra maar vir Jakobus, jy kan Afghanistan opvang, jy wil nie Iran opvang nie, maar jy kan Alaska opvang. Maar die een waarop jy gaan instel, is die een wat hy vir jou gaan opvang. En so is ons gees. Ons het ook gepraat oor die innerlike werking teenoor uiterlike stimulus. Innerlike werking teenoor uiterlike stimulus. Baie Christene moet uiterlik gemotiveer en aangehits word, terwyl God net mooi die teenoorgestelde verwag. Luister mooi, baie kinders van die Here verwag uiterlike aanmoediging, uiterlike motivering. Hy moet 'n plek in die kerk gegee word voor hy voel hy's iets werd. Hallo? Dit moet innerlik kom, lank voor jy die posisie in die kerk het, moet die ding hier wees. Jy kan maar amen sê, maak so. Ons het verval in hierdie goed, en nou met die pastoor soos 'n popspeler, al die regte toukies trek, en daai ou happy ou deur dit te doen, en daai ou daar, en as hy nie daai ou daar sit nie, is hy kwaad, en as hy hierdie, waar kom ons aan dit? Daar moet 'n inner fire in jou wees, en of ek jou vra om tee te maak, of nie vra nie, dit moet aan jou nie geen verskil maak nie. Is dit reg so? Maar ons voel al ewig, jy weet, ek voel nou nie so nie, pastoor, ek voel so. Daai woord voel, wil ek uit my woordeboek uithaal, as ek kan. Deuteronomium 6, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel,
moet in jou hart wees, nommer 1, nommer 2, jy moet dit na jou kinders toe vat. Sê gou amen. Die woord kan nie net in jou hart wees en hy gaan nie verder nie. Dan is daai woord iewers iets fout. Iewers iets fout. Hy kan ook nie na jou kinders toe gaan vanuit 'n ander bron uit as jou hart nie. Jou hart. OK. Nou, hier kom ons nou by die preek van vandag. Daar was net die hersiening. Wat behels, punt nommer 2. Ek gaan gou vir my daar. Wat behels die pad na perfection? Die eindpunt is perfection. Wat is hierdie pad wat ons daarheen gaan, wat ons daarheen loop? Met ander woorde, wat is die kenmerk van hierdie seisoen waarin ons is, wat ons die apostolic noem? Een van die dinge wat ons moet verstaan as ons saamloop en by die einde uitkom, is die pad wat ons daarna toe gaan vat. Daaroor moet ons duidelikheid hê, hoe gaan ons perfection bereik? En so praat ons van seisoene, né? En seisoene net in kort, soos wat God aanbeweeg. Handelinge 3:21 praat van the restoration of all things. Die Bybel, die Afrikaans het 'n snaakse woord, die wederoprigting. Kom ons sê nou maar die herstel of die restaurasie. So God is besig om alles, eintlik is dit die kerk se job, maar God gebruik die kerk. God is besig om alles te herstel tot op die dag van Jesus se wederkoms. Alle dinge te herstel. So ek en jy ervaar dit op die aarde as seisoene wat verander. Om daai woord te gebruik. Daar's 'n nuwe season in die aarde en so voort. Maar dis God wat beweeg. God gee nie name aan seisoene nie. God het nie 'n saak met dit nie. God het ook nie 'n saak met of jy kom en of jy gaan nie, agterbly nie. Of jy saamgaan en of jy agterbly nie. God gaan aan. Is dit reg so? Die Here gaan nie vir jou dagboek wag nie. Hy gaan jou nie toestemming vra nie. God beweeg aan. Kyk maar, dink 'n bietjie daaraan. Die Heilige Gees werking en so aan het heeltemal stil geraak op die aarde. En ewe skielik in 1906 in Amerika doop die Here mense met die Heilige Gees. Na baie lang stil jare. Wat dink jy is dit? Dis restaurasie. God bring weer iets terug wat daar moet wees. En ek gaan 'n bietjie praat vanoggend oor die terugbring en so voort. So, ons ervaar dit as seisoene. En elke keer wat 'n nuwe seisoen kom, is daar 'n nuwe woord. Jy het al gesien Openbaring sê en die volgende engel het die bassein gevat en geblaas. Wat is dit? Dis 'n woord, dis 'n aankondiging, dis 'n ding in die gees, dis 'n nuwe season. OK. En nou ek persoonlik dink die seisoen waarin ons is kan dalk die laaste wees. Baie mense sê dis die laaste, hulle het al die profesieë van Gog en Magog en Itermagog en al die Gogge en al die Goggas nou met hierdie oorlog en al die dinge en so, maar ons moet na ander goed kyk. Ons moet na die werklike goed van die skrif kyk. En ek dink, kom ons kyk gou Openbaring 18 vers 20. Hy sê die volgende, hy sê verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. Met ander woorde, die oordeel aan Babylon kom van die hemel af deur die samewerking van apostels en profete. Hoor net gou my lied. Daar's nie iets anders bo dit. Julle verstaan wat ek bedoel. God gebruik nie iets anders nie. God gebruik nie iets anders nie. Hy sê, julle ouens, julle wat hierdie anointing en hierdie office het, julle gaan Babylon finish maak. Julle gaan Babylon se einde aanbring. So die einde van Babylon, die einde van hierdie goed, gaan wees deur die tussenkoms van apostels en profete. Tot op hede het die kerk gesê, daar is nie meer iets soos apostels nie. Maar God worry nie wat hulle sê nie. God is nie soos die maan, jy weet, Bonke het eendag gesê, iemand vra vir hom van hierdie goed en die ouens is nie happy met dit en alles nie. Toe sê Bonke, hy sê as die maan so verbytrek en al die honde blaf, het jy al ooit gesien dat die maan gaan stil staan? En vir die honde vra, wat sê jy? Wat pla jou? Liewe Bull Terrier, waaroor is jy ongelukkig? So die ding gaan aan, nou het ek my storie verloor. Dis van nou nonsens praat. Waar was ons laas?
Okay, so God herstel. Nou is ons in 'n season waar God apostels herstel. En dit gaan nie om die titel nie, dis die minste van alles. Om jou kaartjie uit te gee en sê ek is 'n apostel. Die Here moet ons help dat ons nie dit maar dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor die anointing wat God bring om nou sy ding op die aarde te doen. En daar's sekere goed, as jy in die Nuwe Testament gaan lees, dan sê Paulus, hy sê die apostels en profete vorm die foundation saam met Christus. Hy sê op 'n ander plek, hy sê God het nie gemeente gestel apostels, eerste apostels, tweede apostels, profete, en dan daarna, met ander woorde, hy maak 'n duidelike skeiding, en dis nie 'n skeiding in belangrikheid en fame en fortune en al hierdie goed nie, dis bloot net dat God twee gekies het, en jy kan baie prentjies daarmee maak, maar weet jy wat is een van die prentjies wat ek sien? Die Ou Testament is die profetiese, né? Deur profete en so aan. Die Nuwe Testament het ons begin in die apostoliek. Ensovoorts. Daar's baie fondasiese goed wat hierdie ding behels, maar God bring hierdie goed terug in hierdie season. So nou sê hy aan die einde, hy sê, God het julle oordeel aan Babylon voltrek. So julle gaan hierdie ding smash. Okay, wat bly daarna oor? So hierdie seisoen, luister, hierdie seisoen bevat alles wat die Bybel aandui tot op die einde, tot by perfection, waarheen ons gaan, die pad wat ons daarheen gaan vat. Met ander woorde, die pad waarop hierdie gemeente is. Luister nou mooi, nou moet jy hierdie woord hoor, jy het hom dalk nog nooit gehoor nie. Die pad wat ons gaan vat finish toe, is die pad van reformatie. Sê gou reformatie. Reformatie, daar was een reformatie waarvan die Bybel praat, ek gaan die nou wys. En dan was daar nog 'n reformatie, 'n baie bekende een, die reformatie van Martin Luther. Maar Martin Luther se reformatie het nie alles herstel nie, of begin herstel nie. Martin Luther was bloot net kwaad oor 'n paar goed in die kerk. Toe gaan slat hy 95 stellings teen die deur van die kerk by Wittenberg op, en hy sê, hiermee is ek ontevrede, en hy het geprotesteer, toe word die protestante beweging gevorm. Is dit reg so? Maar dit het nie die ding vervolmaak nie. Okay, maar dit was ook 'n bekende reformatie. Alright. Die Griekse woord vir reformatie is die woord diorthosis, D-I-O-R, né? En diorthosis, hierdie woord kom net een keer, of hierdie saak van reformatie, as jy die Engelse Bybels gaan lees, kom net een keer in die Bybel voor. En dan gaan jy nou wys waar. En dit praat, luister mooi, dit praat van die oorgang van een bestel van goddelike werking na die volgende, naamlik van die Christus, van die wet na Christus, of van die wet na genade, as jy dit so wil noem, van die ou verbond na die nuwe. Dis waarvan hierdie reformatie praat. Nou kom ons kyk gou Hebreërs 9. Hebreërs 9. So dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die eerste diens as ook sy aardse heiligdom gehad, want die tabernakel is so ingerig, die eerste die kandelaar, tweede agter die tweede voorsang tabernakel. Sorry, ek gaan nou vinnig, jy moet net bybly. Wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierook was, en die verbond rondom heeltemal goud oorgetrek, goue kruik, manna, staf van Aaron, het gebloei, die tafels van die verbond, en daarbo op die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priester wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmal in die jaar. Met ander woorde, kyk gou mooi wat sê hy vir jou, daar's twee. Maar die ene is 'n oue en die ene is 'n voorafskaduwing van die nuwe. So die oue wat priesters behels het, wat altare bedien het, is in effek verby. Sê gou verby. Al groei hulle rooi koeie in, ek weet nie waar nie. Hulle is besig om rooi koeie net te kweek nie, te broei. Broei soos eiers, te teel, okay. Ergens in die wêreld teel hulle rooi koeie, om weer te offer in die tempel wat weer herbou gaan word. Alright, maar dan is daar 'n tweede een. Nou die tweede een voorafskadu die nuwe.
Maar in die tweede vers 7, die hoëpriester alleen, eenmal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Nou luister mooi, as die eerste een nog staan en jy nog al daai megaftertjies doen, dan het die hoëpriesterlike funksie van Christus vir jou niks beteken nie. OK, want die hoëpriesterlike funksie van Christus, hy kom nou daarby, het daai goed vervang. Jy hoef nie meer, jy kan braai by die huis as jy wil, maar jy hoef nie meer 'n offer op 'n altaar te sit nie. OK. Ek braai bedoel ek om te eet. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge, wat opgelê is, tot op die tyd van herstelling. Die Engels sê, which was imposed until the time of reformation. Imposed until the time of reformation. Met ander woorde, al die ander goed, wat is vir hulle gegee in die Ou Testament, hulle moes offer, hulle moes daardeur hulle saligheid verdien, whatever, hulle moes al daai goed doen, maar daar het 'n einde aan dit gekom. Die einde van daai ding se naam is reformatie. Hallo? Die einde van die een wat nie meer valid is nie, se naam is reformatie. So dat 'n einde gekom aan die oue, so toe Christus kom, until the time of reformation, toe Christus kom, was 'n hele kerksysteem invalid. Sê gou amen. Julle is ver te stil. Invalid, in een oomblik, toe hy sê, it is finished, toe sy hele kerklike systeem van hoeveel 1000 jaar is gone. Maar weet jy wat, daai ding het nog net so aangegaan daarna. En dis die hartseer daarvan, wat ek vanmôre 'n bietjie vir u sal uitlig. Daai hele systeem, alhoewel hy gekanseleer was, hy was invalid, het daarna nog aangegaan. En as hy aangaan, dan oppose hy die nuwe wat gekom het. Hy oppose die nuwe wat gekom het. OK. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hier is nou die verskil. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Luister mooi, dis die ou verbond. Heilig maak tot reiniging van die vlees. Hoeveel te meer? Sê gou hoeveel te meer? Weet jy wat, Hebreërs gebruik die woord beter 10 keer. 10 keer. Hebreërs is 'n boek van better things. OK, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, kyk hierso, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Hierdie goed jy mag in jouself gaan bestudeer, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekom, want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dan nooit van kragslanke nog lewe nie. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem, boeksaam van die hele volk besprinkel en gesê, dis die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het.
en hy het die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig. Okay, kom stop gou daar. Met ander woorde, Christus het gekom en gesê, luister, ek is die testamentmaker, ook van die Ou Testament, maar ek leef altyd. Ek kan nie sterf nie, maar ek sit my prentjie in die bloed van diere. So julle moet diere gebruik, diere slag, hulle bloed sal wees asof die testamentmaker gesterf het en die testament julle sin kan word. Julle verstaan wat ek bedoel? So hulle moes dit doen met daai verstandhouding en daai dinge. Toe kom hy later self, die testamentmaker self, en offer sy heilige bloed self. Maar hy hoef dit nou nie elke Sondag te doen, of elke keer wat hulle by mekaar gekom het nie. Die verskil is, hy het dit eenmaal gedoen. En hy is daardeur het God hom in die orde van Melchisedek opgerig as die hoëpriester, en hy het 'n verandering, God het 'n skuif, 'n reformation gebring, want die hoëpriester kan nie uit die stam van Juda wees nie. Hallo. Niks met hierdie gemeente se naam te doen nie. Kan nie uit die stam van Juda wees nie, maar weet jy wat het Jakob gesê toe hy oor sy seuns profeteer, Genesis 49, toe sê hy, Juda, jy is dit. Jy is dit, die veldheerstaf sal tussen jou voete nie wyk nie. Huh? En op jou sal die nasies hoop, wat is die woorde wat hy gebruik het? So God het 'n reformatie, 'n omwenteling gebring, en nou het ons by die ware tabernakel gekom, die een in die hemele. Die een in die hemele, daai goed kan nie deur die bloed van stiere en bokke besprinkel word nie. Daai goed is gereinig deur die bloed van die lam self. Wow. Great. Hebrew is a book of better things. Nou, vers 22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig, dat die afbeeldinge, kyk hierso, dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur wat? Sê gou weer, beter offers. When a reformation comes, it brings better things. Hoor jy wat ek sê? Jy sien, herstel, reformatie, the reformation of all things, 'n wederoprigting, whatever die Bybel dit noem. Ons reformatie werk so, dat ons soek herstel. Nou kom ek verduidelik gou vir julle. Ek gaan nou so 'n bietjie van my notas afwyk, en ek gaan nou dit bietjie, dit ons tyd is so min. Hierdie vinger van my, julle ken hom, né? Wat? Nou, hy's reguit. Wanneer iets uit lid uit groei, dan vat jy hom na wat se tipe dokter toe? Ortopeed. Daai orthosis, herken julle hom? Daai orthosis is dieselfde konsep waarvan die woord ortopeed kom. Hoekom? 'n Ortopeed vat hom en hy breek hom om hom gesond te maak. Is dit reg? Baie keer moet hy hom breek, of hoe hy dit ook al doen, maar om daai ding weer reguit te kry. Dis wat reformatie doen. Dit wat uit lid uit geraak het, wat skeef geraak het, wat nie reg is nie, word reggemaak. Maar luister nou wil ek julle net so 'n bietjie weggaan van waar ons nog sal kom. Ons reformatie is dit. Ek wil jy moet baie mooi luister. Ons is in 'n nuwe seisoen, en God is besig om te beweeg na herstel toe. Maar weet jy wat is ons probleem? Ons soek die dinge wat was, wat nodig is, wat reg is. Ons soek daai goed herstel, maar ons soek hom in die wynsak van die oue. Ons soek hom in die wynsak en in die formaat van die oue. Hierdie goed is so werklikheid, né?
Nou, waar Paulus sê, as long as the old is still standing. Ek wil 'n bietjie met u daaroor gepraat het, maar se miskien volgende week. As long as the old is still standing, daai is 'n baie gevaarlike posisie. Want dit beteken daai ding staan, hy's opgerig, hy's established. Hy's soos 'n boom wat sy wortels of 'n ding wat sy tentakels ingeburger het, and he shall not be moved. Nou is die probleem, ons is in 'n nuwe seisoen en ons sê ons is apostoliek, maar ons het nog die mindset van die oue en daai ding staan gewortel vas. En nou kom die pastoor en hy roer daai goed. En daar raak ons kwaad. And then the fight started. Julle verstaan? Want reformatie sê, hierdie ding hoort nie hier nie. Hy moet waai. Nou, herstel, restoration. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld. En die Here het met my gedeel oor hierdie goed. Baie ernstig in die laaste paar weke. Ons soek herstel. Ons sê vir mekaar, ons sê, en ek het self nie goed gesê. Ek sê altyd, Jesus, in daai dae het hulle tot bekering gekom en hulle het die Here gedien. En is die waarheid, dit was so. Of in daai dae is hulle gevul met die Heilige Gees en hulle was born in the fire and they can't live in the smoke. Het jy al gehoor ek sê dit? Maar die Here konner my oor die ding en die Here sê, weet jy wat, jou mindset is die probleem. The old is still standing while you are in the new. Want jy wil die ding herstel hê met die mindset van die oue. Die oue kan nie terugkom nie. We are looking for better things. 'n beter belofte, 'n beter verbond wat op beter beloftes gegrond is. As God reformatie bring, dan is die einde daarvan beter. Beter. Ons probleem is, ons mindset is nie vernuwe nie. En nou vat ons die nuwe wyn en ons sit hom in die vorm van 'n ou wynsak en ons mindset is nie verander nie. En binnekort dan skeur die wynsak en die wyn loop uit. En weet jy wat gebeur dan? Dan sit ek soos 'n wrak by die huis. Dan blameer ek God of ek blameer God se kinders en is die en daai en is hier te kort en daar te lank. Die probleem is, my mindset was nie renew nie. My denke en die gevolg daarvan, die onafwendbare gevolg is, die wynsak gaan skeur. Jy kan nie nuwe wyn in ou wynsakke sit, jy moet nuwe wyn en nuwe wynsakke hê. Met ander woorde, as ons in 'n nuwe season is met 'n nuwe wynsak, dan soek ons nie herstelling van daai goed soos dit was nie. Ons soek dit soos dit nou moet wees. Ons soek 'n beter bestel van God. So ek wil nie die oue herstel hê nie. Luister mooi vanmôre my broer en suster. Ek wil nie die oue herstel hê nie, ek wil die nuwe hê. Ek wil die nuwe wyn hê. Ek wil die beter hê. God is a God of better things. Maar ons sê baie keer en julle kan nou relate hiermee. Mense kom by die apostoliek en dan sê hulle, "Jesus, julle is gevrek." Dan sê ons, "Nee man, hoe so?" Dan sê hulle, "Nee man, waar is die wonders en tekens?" Is dit so? Het jy dit al gehoor? Terwyl die waarheid is, God is besig om dit te herstel, maar hy gaan dit herstel 400 keer meer as wat dit was. Jy gaan goed sien wat jy nog nooit gesien het nie, maar jy moenie terug verlang na die wonders en tekens nie. Jy moet sê, Here, gee my die nuwe. Gee my die beter goed. Ek wil reformatie hê, ek wil hierdie goed moet reggemaak word in die naam van Jesus, want hierdie goed hoort nie hier nie, maar die probleem is, as long as die old is still standing, het daai ding jou mind gevat, en jy kan nie beweeg word nie. Jy het 'n stryd hier binne van die oue teen die nuwe. Dis hoekom, wanneer jy vernuwing in 'n kerk probeer inbring, dan skeur die kerk gewoonlik. Ek weet van 'n kerk in die Kaap, is 'n Pinksterkerk. Hulle het 'n orgel. En die orgel is bo op die galery. Nou sit die antie wat die orgel speel met 'n spieël.
En sy kyk vir dis nou jare terug, so ek kan nou die goed sê. Hele klomp jare. Sy kyk nou vir die ou wat sange lei, deur onder staan hy. Hy staan daar onder agter die kansel waar ewer hy staan en lei hy nou sange. En hy check waar en sy check om hier deur die spieël. Julle hoor wat ek wil sê. Toe kom daar 'n ander pastoor wat bietjie meer verlig is en wat bietjie saam met God loop en nie aan tradisies en die gemors vashou nie. En hy sê nee man, bring die orgel af. Bring orgel hiernatoe, is maar so baie meer prakties. Toe skeer die kerk. Oor die orgel onder toe kom. Nie oor die pastoor tekkies dra nie, oor die orgel onder toe kom. Kan jy sien hoe sterk kan die oue staan? En ek gaan nou los, ons gaan volgende week daarna kyk. Die woorde hierso is insurrection. Sulke tipe goed, oproer. Luister gou hierso as jy dit wil skryf. Die Griekse woord vir daai staan is stasis. S-T-A-S-I-S, stasis. Nou so 'n bietjie Grieks in te kry, jy moet dan maar gebalanseerde diet kry. Stasis. Nou daai stasis gaan ek jou wys volgende week waar hy met wat vertaal word. Hulle vat Paulus voor die Joodse raad. Dan kom wie is die ou wat hom aangekla het? Dan sê hy vir die koning of wie ook al, Agrippa, hy sê Agrippa, ons is van mening dat hierdie pes, het jy al gelees die Bybel? Die Engels sê this pestilence of a person. Hy noem Paulus, hy sê hierdie pes en hierdie oproermaker. Hierdie pes en nou daai oproer is dieselfde woord as stasis. Selfde woord. In Handelinge sê hy 'n paar keer waar daar 'n oproer of 'n revolt of 'n ding was, dan gebruik hy die woord stasis. Daai ding in jou mind sal bereid wees om 'n oproer te veroorsaak. Dit gaan oor woorde soos om die regering omver te gooi. Hy sal God se regering in jou omver gooi om te bly staan. Want hy's nie 'n Bybelse ding nie, hy's 'n duiwelse ding. Amen. Dis wat so gevaarlik is van ons godsdienstige nasie. Ons ken mos almal die Here. Jy weet, dis 'n gevaarlike plek om te wees, want religion kan jou net so, ons kan switch van die een mode vinnig na die ander een. Maar ek wil vir jou sê, tackle net daai goed. Tackle net daai goed, dan sien jy hoe staan daai ding op. Jy kan dit soms nie glo nie. Hoe sterk hy bereid is om te veg vir sy lewe. Hy het sy wortels gegooi, hy's established. So reformatie, luister mooi, reformatie gaan 'n renewing of the mind verg. Ons gaan moet ons denke vernuwe as ons in hierdie pad. Watter pad loop Judah Ministries? Die pad van reformatie. Hierdie seisoen se naam is eintlik the season of the apostolic reformation. Dis 'n reformatie wat ons dinge weer regmaak en ons wil dit regmaak totdat Jesus kom tot op die finish as ons dit gespaar word en die kenmerk van hierdie wat hierdie season uniek gemaak het, dit het weer die ministry van die apostel teruggebring. Nie die titel en die ere al daai goed nie, die ministry, die office teruggebring. So dit is wat gebeur, maar luister, in mense, dalk in jouself, in jou mind, gaan goed opstaan wat jy gedink het is goed. Dis godsdienstig, dis religious. Jy het gedink dis good. But if you look closely, it might be good, but it's not God. Dis wonderlik om godsdienstig te wees. Ons volk is so godsdienstig en ons bring so baie dinge terug en al die goed en ons fight vir sekere goed wat ons gaan verloor in al die goed. Maar dis religion and it's not life. It's not life. En nou sien jy, ek gaan vir jou 'n voorbeeld noem en ek gaan nou bietjie op die dun ys loop, maar ek mind nie. Ek wil jy moet oor die goed gaan dink. Hulle wil Kersfees van die kerk af wegvat. Byvoorbeeld. Né? Nou ek weet van die ander kant af, van die kant van darkness, is dit obviously 'n set en 'n plan. Vat hulle religious goed weg. Jy weet, vat die kerk se goed weg, want hulle verstaan religie en hulle verstaan nie life nie. So hulle sê, vat hulle Kersfees weg, spuit hulle, spoil hulle.
En wat doen ons nou? Nou re-institute ons Kersfees as hierdie heilige gebeurtenis. Luister, Kersfees is nêrens in die Bybel nie. Jesus is gebore, dis fyn, al daai goed, maar hy is nie gebore op die 25ste Desember nie. Dit was die alternatief vir pagan feeste waar hulle kinders geoffer het. Gaan lees maar van wat sy naam Easter, né? Easter kom van Easter af. Was 'n paganse godin wat mense geslag het en al die. Dis nag. Maar ons herstel die goed omdat ons fight. Luister mooi, ons herstel dit nie vir die waarde van lewe wat dit nou het nie. Ons herstel dit omdat ons kwaad is en ons heilige goed word bedreig. Maar weet jy wat? God kom vir hulle wat lewe het en lewe in oorvloed. Moenie jouself koppel aan dae en tye en maande nie. Vergeet daai goed. Ons het life in hom, leef ons, beweeg ons en is ons. Dit maak aan my niks of ek Kersfees hier is of Kersfees waar ek is nie. Maar ek het die Here in my hart. Dis wat reformatie doen. Reformatie tackle hierdie goed, wat ons so, hierdie pet goed van ons, wat ons so garde, wat ons so van like en waarvoor ons beklei, en daar's ander vakansie daar, ek wil nou nie op die detail daarvan ingaan nie, en so aan, wat ons voor beklei en wat ons wil behou, en ons is kwaad, want dit gaan vir ons weggevat word. Waar's jou lewe? Ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Amen. Dis die season van die Apostolic Reformation. As jy saam wil loop, moet jy reformatie bring in jou lewe. Jy moet dinge wat uit lidheid geraak het, moet jy regmaak. Jy moet die skrif gaan soek. Moenie gaan soek wat mense sê nie. Gaan na die skrif toe en maak jou huise, maak jou lewe en maak goed reg. Amen. Dankie Here vir reformatie. As Luther nie sy stand geneem het nie, was die hele wêreld nog steeds katoliek. Julle hoor wat ek wil sê. Een ou moes die branch vat, en ouens, daar's daai tyd op brandstapels mense gesit. En Nero, het mense verbrand vir sport, Christene, as sogenaamde protestante. Hulle het hulle in arenas gesit, en leeu's het hulle, en al die goed, julle het seker al dit gehoor en gelees. Enige iets, maar een man het opgestaan en gesê, wat verkeerd is verkeerd. En dis die nature van die apostolic. En Martin Luther was dalk nou nie 'n apostel nie, dalk hier gewaar oor die woord en dit gaan nie oor die titel of so nie, maar die aard, né? Die anointing, dit wat dit gebring het, verg baie keer hierdie season van die apostolic reformation. Ons gaan dinge regmaak tot Christus weer kom. Hallelujah, he's coming for a perfect church. Amen, for a glorious church. Ja, is reg so. Moenie net wag vir 'n bassein nie. Hy kom vir 'n kerk wat gereed is vir hom. Kom Here Jesus, ons het U lank verwag. Probleem is ons verwagting is baie keer nie wat dit moet wees nie. Ons verwag die oue herstel in die mode van die nuwe. Jy kan nie nuwe wyn in ou sakke gooi nie. Sê gou amen. Sê vir die ou langs jou amen. Jy kan nie nuwe wyn in ou sakke gooi nie. OK, ek het omtrent nou 7.7778 van my preek uitgelos, maar ek gaan dit ander dag doen. En vir 'n bietjie wys, ek wil graag vir die skrifte en die goed wys dat julle saam mee kan gaan. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord, dankie vir vernuwing, dankie vir herstel, dankie vir die restoration of all things, dankie vir reformatie. Dankie Here dat U nie 'n ding los nie, U wil hê ons moet dinge regmaak. En soos wat U aanbeweeg na die klimaks van die eeue toe, so sal ons saam met U beweeg en ons sal U volg, Here. Dankie vir die beloftes in U woord. Ons sien uit daarna om medewerkers van God te wees. Halleluja. Ons eer en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.